TV na die boeke kyk het, maar weer eens, is lekker om na hierdie wedstryd te gaan kyk en jou terug te vat. Ek meen, jy het gespeel teen die All Blacks en daai toets op Ellis Park met julle so pragtige wen het. Flikkie het 'n baie wonderlike wedstryd gedraai. Maar om die All Blacks te klop op Ellis Park moet iets spesiaals wees. Ja, Toks, jy weet, assosieer Ellis Park en die All Blacks maar altyd met mekaar, jy weet, en ewe skielik as jy daar en jy stap die trappies af en dan Claire Johnson sing die volkslied, hulle moes al miskien hierdie jaar weer laat sing, En ewe skielik is jy daar in 'n wedstryd wat ons vir die vorige 4-5 wedstryde kon ons nie 'n 3 druk om ons lewe te red nie. En ons kom op Ellis Park aan en soos jy weet, die atmosfeer is altyd wonderlik daar en die All Blacks is altyd lekker. En die druk was ek dink 5-3 in 20 minute. Wat net absoluut ongelooflik was. Flikkie was 'n late entry in die span gewees. Chester het 'n mooi 3 gedruk om Lomo en vir die res was dit so half. Daai jaar se Springbokspan was so 8 ouens van die Cats gewees en 8 ouens van die Stormers. Het vreeslik mekaar gepraat nie, maar daai ander het ons nogal high fives uitgedeel. Maar nee, het was wonderlik geweest. Kom ons sê saam maar 'n lekker ander klub. Dit wonderlik mooi hier. Breite gaan nou by jou begin weer. En jy was so lank betrokke by die Springbokspan en jy sê 64 toetse. Jy het in daai toets gespeel wat Mali so baie 3-3 gedruk het teen die All Blacks. Hoe ongelooflik was die atmosfeer geweest die dag op Ellis Park? Ja, toch dankie. Net voordat ek kom self het vergeet, hy dag toe as die All Blacks gewen het, 46-40, het Madiba ook 'n verrassingsverskynsel gemaak. En nou en die All Blacks se oor was so groot, so dis kom ons gewen het. Wel, ja, toch, ek moet vir sê, weer eens, jy weet in Springbok rugby vir alles ons wegspeel, jy weet, van die ouens het baie moeilik. En ook daai toer het ons gesit oor see en skakel ook gespeel in daai wedstryd. En jy weet, en toe ons terugkom, toch al Ellis Park, was gewoonlik vir ons amper soos 'n extra ondersteuner, jy weet, en ouens wat daar gespeel het sal weet dat, jy weet, jy word gemotiveerd deur die skare en 60.000 mense vir jou skree, dan, jy weet, dan sit nogal lekker as alles in die All Blacks speel. En daai dag, jy weet, dinge het vir ons reggeloop op die dag. Die manne was natuurlik baie gefokus. Jake was besig met 'n nuwe span en ek dink baie keer as afloopers inkom wil hulle onmiddellik wen. En ek dink jy weet daar was motivering vir die spelers want Jake het op die regte noot begin met die ouens. En op die dag jy weet met die goed het vir ons reggeloop en wel die res is geskiedenis. Weet jy maar wat motiveer die ouens so as jy teen die All Blacks speel? Dit is die ultimate. Ek meen dis die ultimate om teen daai ouens te speel. Ek meen in jou geskiedenis as jy mooi gaan kyk in jou tye wat jy teen All Blacks gespeel het. Jy baie min mense verloor. Jy het die meeste van die wedstryd gewen, maar wat is daar ekstra motivering vir die Springbokkers? Toch wel, ek dink die dag as jy op bok raak, jy weet, kan jy nie wag om teen die All Blacks te speel. Ek dink jy toets jouself om teen die wêreld se beste te speel en die laaste paar jare, jy weet, soos die Engelsman sê, hulle sit die benchmark. En dit is absoluut 'n voordeel die dag, ek dink as jy eerste keer All Blacks moet face, jy weet, jy is opgewonde, die adrenalinepomp en maak nie saak wat gebeur nie, jy kan nie wag om teen jou oppositie te speel nie. Voordat Brendan begin, natuurlijk jy het vir Lomo gevuis 'n paar keer met die All Blacks en het hoe het jou hart geklop? Ek meen, daai aand, op 'n Vrydag aand, as jy geslaap het by Vineyard of by Newlands Hotel of wat ook al, wat het jy vir jouself gesê? Ja, het was nogal scary, hè. Ek bedoel, soos jy kan sien, my claim is nie baie groot nie. En Lomo is 'n phenomenal, jy weet. En toch had met jou een scary oomblik wat ek kan onthou. Natuurlijk, die eerste keer dat ek hom moes speel, ek kon nie baie slaap nie, ek was 'n bietjie bang geweest, op sien die agter. En ek sal nooit vergeet, ons gespeel saam met Harry Viljoen in Auckland, in 2001. En ek dink dit was die naaste wat Jonah gekom het om 'n 3-0 te druk. Weer eens, was 'n baie nat dag geweest in Auckland, jy weet, hulle was oor ons geweest, ons kon net in die gang kom hier. En so 10 minute om te gaan, was hulle al voor iets soos 40-20, jy weet, in Auckland. En ek sal nooit vergeet, jy weet, daar daar wat Tana Manga, Christian Cullen en Lomo op die vleuel geweest het, so dit was toch al een sogte driehoek geweest. En 10 meter van die doellyn af, jy weet, ek was alleen, reg oor Lomo, en Flikkie was aan die binnekant, en ek en Flikkie maak toe weg, want Jonah Lomo het net my en Flikkie, en Flikkie het al klaar gemaak om die gaan glij, so ek het alleen oorgehaald. En toe Christian Cullen van Lomo die bal gooi, was hy en my in 5 meter om die doellyn om sy eerste 3 te druk in die bokke. En dit sou vir my 'n laagtepunt wees, want hulle sou dan sê, ja, Brady is die beste ou wat Lomo teen 3 gedruk en nie die bokke nie. En hier is die tokka toe, wat sy naam, Omanga die bal vir Jonah gee. Jy weet, skiet ek vinnig op. En ek dink net hy vinnige opskiet het Jonah laat opkyk. En toe mis hy die bal hier voor ons. Ek en Flikkie kyk vir mekaar so.
en ons stap net weg ons sê niks. Dit was nogal baie nader geweest. Weet jy, daar is ek wil daai vraag vir ook vir die All Blacks. Dit is ongelooflik om tegen hulle te speel. Ek meen, jy legio mense tegen hulle gespeel. Hoe hard is dit om tegen die All Blacks te speel, veral as 'n losspeler? Ja, ek dink dit is moeilik. Ek dink hoekom die rede hoekom dit moeilik is, ek meen hulle is altyd eerste in die wêreld, ons is altyd tweede. So hulle is die ouens wat ons wil klop. En ek dink op hierdie oomblik ons weer in dieselfde posisie. Weet ons is by verre die tweede beste span in die wêreld, maar daar is nog 'n gap tussen ons en hulle. En dis die frustrerende ding. Jy verloor meer as wat jy teen hulle wen. En dis altyd moeilik om teen sulke ouens te speel. Obviously, hulle baie goeie rugby spelers. So, jy weet, die losvoorspelers wat in ons altyd gespeel het, McCall, hy is ook kan flank. Toe ek jonger was, het ek teen hom gekompeteer en jy weet, hy is regtig daar vir jare van tyd. Obviously, dan om hulle het jy nou ander ouens ingehaad, soos Jerry Collins het vir 'n call 'n goeie job gedoen en nou, jy weet, nou is Kieran Reid seker die beste afsman in die wêreld. So, vir hulle is moeilike span om die rede om jy min vir hulle klop. En ek dink as jy ons hulle meer gaan begin klop, dan gaan hulle miskien voel, ja, dis makliker. Maar in my loopbaan het ek meer verloor teen hulle as wat ek gewen het. As ek